Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ja, ek gaan begin met 'n illustrasie. So as julle op die skerm sal kyk, dit is Daniel in die leeukuil. En vir die van ons, ek neem aan meeste van ons is vertroud met daai verhaal van Daniel in die leeukuil. So wat het gebeur met hierdie Daniel? Onthou, hy was 'n Jood in ballingskap in Babylonië. En hy het op 'n dag, hy was 'n dienaar van die koning. En almal het geweet hy aanbid vir God. En die ander dienaars van die koning het glad nie daarvan gehou nie. Toe sê hulle vir die koning, maak 'n wet dat net die koning aanbid geword word as God. En natuurlik is dit 'n probleem vir hierdie Daniel. So hierdie wet is toe uitgereik, vir 30 dae kan jy net die koning aanbid. Daniel aanbid vir God, hy's in die openbaar, die mense sien dit, en hy word in hierdie put gegooi vir hierdie leeu's. Daniel weier om in te gee vir sy geloof. Maar julle dink net 'n bietjie vir 'n oomblik aan daai beeld van Daniel in die leeukuil. Hoor net die stemme van hierdie leeu's. Dis 'n put, vreeslike kwaai leeu's, hulle is honger. Die hele aand is hy stoksiel alleen in daai put. Wat sal deur jou en my gedagtes aangang as ons daar is in so 'n situasie? Alleen, vervolg vir geloof. Die omstandighede om my, dis net gevaar aan alle kante, dis net leeu's. Wat se hoop het ek en jy in so 'n situasie? Waar dink julle is Daniel se vertroue in daardie oomblik, in daardie nag van eensaamheid? Julle, as ons net daai Daniel kan gebruik as 'n beeldspraak vanaand, kan ek vir ons vra, wat is die leeukuile waarin ons onsself bevind in hierdie wêreld? In ons aardse verdrukkings, die sondige wêreld en sy antagonisme teenoor Christene, teenoor my en jou wat 'n gelowige is. Ons vind onsself spreekwoordelik in so leeukuil. En die vraag is, waar lê jou hoop en vertroue? Waar is die objek waarin ek en jy moet vashou wanneer dit lyk of ons die geestelike stryd verloor? En dis 'n belangrike vraag om te antwoord, want ons almal het hierdie sondige geneigtheid in ons. Wanneer ons in so 'n situasie is, in ons aardse leeukuile, in ons geestelike leeukuile, ons interpreteer ons omstandighede nie aan die hand van God se waarheid nie, maar ons interpreteer dit aan die hand van ons vleeslike natuur, ons eie perspektief. Ons vergeet van God en sy hand agter alles. Is dit nie so nie? Ons vergeet die feit dat Jesus Christus regeer, en dis waaroor hierdie hele boek Openbaring gaan. Ons dink ons is alleen, ons gemoedstoestand buk onder hierdie druk van die lewe. Daar waar ek swaar kry as gevolg van my Christendom by die werk, op kampus, in my gesin. Dis daar waar Jesus in daai oomblikke ons voel, hy's nie daar teenwoordig nie. En ons dink niemand het dit al deurgemaak wat ek deurgemaak het nie. Ons vra, o Here, waar is U? Om my is daar net gevaar, daar's duisternis, daar's hierdie geestelike leeu's om my wat my enige oomblik wil kom verskeer. Het U van my vergeet? Ek dink dis baie keer ons situasie. So julle, die groot vraag dan wat ons vanaand gaan antwoord, en dit is op die skerm, dit is die: wat het ons nodig om te volhard in ons geloof, gegee die verdrukkings, in Engels is dit ons tribulations, wat ons beleef in die wêreld? Julle, wat is die regte perspektief wat ek en jy moet hê vanaand in ons lewe nou in hierdie wêreld? Hierdie wêreld, wie se God, die Bybel sê, is die duiwel, die Satan. Nou julle, net om 'n bietjie terug te gaan in die geskiedenis, dis presies dieselfde vraag wat die 7 kerke van Openbaring ook gevra het. Onthou julle dit is in die tyd van die Openbaring wat Johannes ontvang het, dis ongeveer 95 na Christus. So die kerk is nog jonk.
Dis in die 1ste eeu. En daar was al klaar hierdie elemente van vervolging. Die Romeinse ryk, soos baie van ons sal weet, hulle raak toenemend meer vyandig gesind teenoor hierdie Christelike beweging. En nie net uitdagings buite die kerk nie, maar daar's hierdie kragte ook binne die kerk wat in die kerk inbeweeg. Valse leer byvoorbeeld. Daar's dooie geloof. En ons gaan dit meer uitpak soos ons verder in die tekste gaan met die weke wat kom. So baie Christene het al hoe meer ervaar hoe hierdie druk meer en meer en meer word. En hulle begin vra, hoor die ouens, waar is Jesus? Hoekom is daar soveel verdrukking, nie net buite die kerk nie, maar ook hier binne? Kyk wat gaan aan hier, ons sien, dinge lyk nie so lekker nie. Hulle bevind hulle self in hierdie spreekwoordelike leeukuil, as jy wil, van verlatenheid, wanhoop en mismoedigheid. Die vraag is, hoe gaan hulle volhard in die situasie waarin hulle self bevind? Dis die vraag wat hulle ook vra. En wat moet hulle onthou in hulle onsekere tye? En dis waar hierdie boek Openbaring nou inkom. Dis 'n woord op sy tyd. En dis 'n woord vir ons vanaand ook. Jesus openbaar homself in hierdie apokaliptiese wyse, in sy glorie, en deur middel van Johannes kommunikeer hy aan hulle die waarheid rondom alle wêreldgeskiedenis. Hy bemoedig die kerk om te sê, om te volhard deur om die regte perspektief te kry. Kry die regte perspektief oor dit wat regtig aangaan. Ja, die kerk gaan deur verdrukking, julle, sê die woord. Ja, die groter samelewing is teen julle, maar onthou Christen, wie sit op die troon van die heelal? Wie sit daar en wie regeer? Dis wat hierdie boek vir ons na toe wil terugroep, soos dit vir hulle wil teruggeroep het. En dis hoekom ook die teks vir ons so behulpsaam is. Hier is die beginpunt van Johannes se brief aan die kerke. Dis 'n intieme kommunikasie. Onthou, 'n brief is iets intiem, soos Poen laasweek genoem het. As jy 'n brief gee vir jou geliefde, dis iets intiem en iets persoonliks. En dis presies wat vanaand hier aangaan met hierdie brief wat Johannes gaan gee aan die kerke. Maar eerstens voor dit is daar die visie van Jesus. En dis om ons te herinner aan die eintlike waarhede in die leeukuile waar ons onsself bevind. Jesus roep ons in daardie brief, broer, suster, onthou hierdie een ding vanaand, waar jy jouself bevind. En ons gaan vanaand sien wat daardie een ding is. Julle, ek is regtig opgewonde om hierdie woord te bring, so mag die Gees ons regtig bemoedig om dit te sien. So ons gaan kyk daarna aan die hand van 3 punte. So ons eerste punt gaan ons fokus op verse 9 tot 11. Volg my saam op die skerm. En hierdie verse is basies net die Christen of Christene, hulle is 'n mense in verdrukking. Dis wat ons eerste moet besef. So voor ons sien wat ons nodig het om te volhard in ons geloof, in my en jou situasie. Ons het nodig om te besef dat die Christen deur alle eeue heen deur verdrukking gegaan het. Tribulation is die Engelse woord. So dis interessant, daai woord verdrukking beteken nie net vervolging nie. Ons dink baie keer ons dink miskien dat verdrukking is net vervolging. Swaar kry in die Christelike lewe is net persecution. Maar vervolging is 'n aspek van verdrukking. Verdrukking is die wyeer konsep. So dit sluit vervolging in, maar is ook baie meer as dit. Hierdie woord verdrukking skep hierdie idee, dink soos aan 'n vrug, soos 'n lemoen. En iemand kom met hulle hande en hulle begin so druk. En dit is amper as die sap begin so uitdruk. Dit is hierdie idee van hierdie magte van die duisternis wat van buite af die kerk wil kom vernietig. En ook van binne, en van bo, en van onder, en van regs en van links, soos die leeu's in die leeukuil. So volg my daar saam asseblief in julle blaadjies, en kyk saam met my daar die eerste vers 9. Hoor wat sê Johannes? Dis baie interessant. Hy sê, ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God
en om die getuienis van Jesus Christus. So julle, Jesus sien ons al klaar die omstandighede waarin Johannes skryf. Hier is die vraag, waarom is hy op hierdie eiland Patmos? So dis 'n eiland aan die Weskus van Turkye. Vandag se Turkye. Waarom was hy op daai eiland? Wou hy 'n Desember tan kry? Was hy daar op vakansie? Was daar 'n day spa wat hy gaan besoek het? Nee, hy sê vir ons, hy was daar ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Dis hoekom hy daar is. Hy was daar omdat die keiser van Rome, sy naam was Domitianus, in Engels is dit Domitian. Hy het hom daar verban, omdat hy hierdie prominente Christen was. Hy was mos een van die apostels gewees. En dan sien we ook saam met my verder in daai 9de vers. Hy was nie net alleen in daardie omstandighede nie. Hy sê daar, hy is ook 'n broer en deelgenoot in die verdrukking. A partner in the tribulation. Sien ons dit? Die hele kerk as ware, die hele geloofsgemeenskap. Onthou hierdie getal 7 kerke verteenwoordig ook alle kerke in die wêreldgeskiedenis. So, hy was 'n partner in the tribulation. Hy was 'n deelgenoot in die verdrukking van watter ook al vorm van mag voorkom. Of dit nou veroordeling is tot die dood toe vir jou geloof, omdat jy weier om die keiser te aanbid, of omdat jou kerk valse leer moes teenstaan. Hy was 'n deelgenoot in daardie verdrukking. Julle, kom ons bring dit 'n bietjie terug na die hedendaagse tyd toe. Hoe lyk ons verdrukking vandag? Hoe lyk verdrukking in jou lewe, in my lewe? Watse uitdagings vind ons daar as Christene in hierdie wêreld? Ja, daar is hierdie vervolging vandag wat ons hoor, soos in lande van Noord-Korea. Ons hoor daai stories in Sentraal-Afrika. Christene se koppe word afgekap, hulle kinders word op geëksperimenteer, omdat hulle Christene is. Daai is waar. Maar hoe lyk verdrukking in ons tyd nou vanaand, in jou lewe en in my lewe? Miskien as ons kyk na familie. Miskien is jy die enigste persoon wat glo in jou gesin. Miskien het jy broers of susters of familie, of jy is getroud met iemand wat ongelowig is. En in beide gevalle daar word jy getart vir jou geloof. Jy word gesê, jy is simpel om te glo in hierdie Jesus. Jy weet, jy word bespot. Ander mense sê dalk in jou familie, ja, jy neem Jesus heeltemal te ernstig op. Relax, bro. Miskien is jy 'n student op kampus. En daar op kampus, al jou vriende, hulle is hierdie ateïste miskien, baie van hulle is dit. Of daar's hierdie tolerant Christians. Hulle ag alles as geoorloof in die samelewing. En hulle is teen hierdie gedagte dat Jesus die enigste weg is na die Vader toe. Truth is relative tipe ding. Hierdie tolerante Christene. Hulle spot jou. Jy voel jy's alleen, jy voel jy's 'n eiland op jou eie. En jy begin dalk twyfel, is ek miskien die een wat verkeerd is? Hoe kan ek sê ek is die enigste een wat reg is? Maar almal om my glo heeltemal anderste. Daai is 'n voorbeeld van verdrukking. Dalk is jy in verdrukking weens jou verhoudings, romantiese verhoudings. Jy is 'n meisie of jy's 'n ou wat enkel is vir die woord van God. Almal wat met wie jy mee al te doen gehad het, weier of is glad nie Christene nie, en jy voel daai eensaamheid. Jy glo dat seksualiteit slegs uitgeoefen moet word tussen een man en een vrou en binne die huwelik, soos wat die Jesus sê, maar die mense skel jou uit dat jy so antikwaries is. Dalk is jy by die werk en jy voel die druk, jy voel eensaam, jy's hierdie stak-up ou wat nie wil deelneem aan hierdie gevloekery en die vriende en so en die bedrog, neem 'n bribe of so iets nie. Want jy weet wat God se wil is, jy kies om vir Jesus te volg. Daai is 'n voorbeeld van verdrukking. En dan laastens ook as 'n kerk. Hoe lyk verdrukking miskien as 'n kerk, as ons korporatiewe gelowiges? Dis iets moontliks soos valse leer, die ontkenning van Jesus se godheid, die ontkenning dat die Bybel die woord van God is, die verwerping van die hel, die opstanding van Jesus Christus as 'n
Historiese feit, daai is ook voorbeelde. En dan ook dit sluit in onbybelse ideologie wat van die wêreld af inkom. Ek dink die mees prominente voorbeeld is die LGBTQ agenda. Dis iets wat ons sien dit baie miskien ook op YouTube, as jy YouTube kyk, hoe dit kom in die kerke daar veral in Amerika. En hierdie ideologie sê die mens se sondige aard is maar net God se veelkleurige kreatiwiteit. Keer op keer sien ons hoe kerke val in dit, julle, maar ek sê dit is daar buite, maar dit is ook eintlik hier binne. In ons hartjie van Pretoria ook. Ek was by 'n kerk gewees so jare en wat terug, enige kerkie in Pretoria, en die teks was Psalm 139 wat sê, "You are fearfully and wonderfully made," en hierdie prediker sê, God het jou gemaak soos jy is, en jy kan nie laat ander mense sê wie jy is nie. Moenie laat ander mense inpraat in jou lewe nie, en hy het 'n video gewys van 'n transgender vrou wat dans met 'n baard. Dit is blykbaar ons identiteit. Julle, dis nou in 'n kerk. Julle, dis swaar, maar die punt is, die verdrukking wat ons ervaar is eg, dit is daar. Dit invloed ons beide individueel, sowel as korporatief, as 'n kerk. En is niks niets nie, julle. Dis wat ons moet onthou. Dis eintlik 'n bemoediging. Dis niks niets nie. Ons gaan nie deur iets wat die kerk nog nooit beleef het nie. Maar die vraag is aan ons persoonlik. Beleef jy enige van hierdie verdrukking, vriend en vriendin, vanaand? Sien jy miskien 'n element van dit in jou eie lewe? Voel ons siele daai drukking van die Gees wanneer ons die goed sien daar buite in ons kerk? En dit laat ons nie lekker voel nie, ons sien iets is nie reg nie. Of voel jy maar eintlik gemaklik in hierdie wêreld, al sê jy is 'n Christen? Voel jy het nog nooit verdrukking ervaar, wat enige vorm dit ook al mag wees? Wees eerlik, vriend. Is die wêreld jou vriend? Onthou, Jesus het gesê aan sy disippels, "If the world hates you, know that it hated me before it hated you." Vriende, Jesus het gesê, die kenmerk van 'n ware gelowige in hierdie lewe is nie gemak nie, en is verdrukking. Dis die realiteit. Jy sal sê, jy's 'n Christen vir soveel jare, maar jy het nog niks van hierdie ooit ervaar nie, jy's 'n vriend van die wêreld, want jy wil nie offend nie. Vra jouself dalk die gaan doen ondersoek asseblief. Mag die Gees sy lig skyn op jou. Is my belydenis eg? Vra daai vraag. Is ek regtig 'n kind van God? Maar aandiens as Christene vanaand, vir ons wat sê ons het al hierdie verdrukking ervaar en ons beleef dit nou vandag ook. Miskien selfs vandag. Hoe gaan ons die regte perspektief kry op ons omstandighede wat ons nie kan verander nie? Ons kan nie daai omstandighede verander nie. En julle, die goeie nuus is, dis niks anders as 'n openbaring van Jesus Christus nie. En dit bring ons na ons tweede punt, dus ons gaan kyk julle na verse 12 tot 16. En dit is 'n openbaring van Jesus te midde van ons verdrukking. Julle, ons grootste nood vanaand is nie dat ons meer beheer moet hê oor ons lewens nie. Ons grootste nood is nie eers om te probeer om ons verdrukking te vermy nie. My en jou grootste nood vanaand, vriend en vriendin, is 'n ontmoeting te hê met die lewendige Jesus. En om ons verdrukking in die lig van hom te verstaan. En dis die punt van vers 12 tot 16. Vriend en vriendin, sien jou tydelike verdrukking in die lig van die glorieryke Jesus. Sien vir Jesus as die glorieryke koning en regter. Sien vir Jesus as ons hoë priester wat vir ons intree. So Johannes skryf hier vir ons, beskryf hierso vir ons die majesteuse visie van Jesus. Ons moet dit nie miskyk nie. Op die oog af, julle, dit klink baie vreemd as ons net hierdie lees. Wat gaan hier aan? Wat beteken al hierdie dinge van Jesus? Maar as ons net so 'n bietjie dieper gaan kyk, hierdie woorde wat Jesus beskryf, kom eintlik in die Ou Testament voor. Die rykheid van God se woord word so gedemonstreer. Gaan kyk in die Ou Testament.
En dit word toegepas op Jesus, daai woorde. En die interessante ding is, dit wat in die Ou Testament voorkom, wat nou van Jesus beskryf word hier, in die Ou Testament word dit toegepas op Yahweh. Dit is die Here, dit is God Almagtig, wat vir ons wil sê, Jesus is God. Vat byvoorbeeld vers 14, wat sê sy hoof en sy hare was wit soos wol, soos sneeu. Volg saam met my op die skerm, julle, dit gaan vir ons wys hier in Daniël 7 vers 9. Daniël skryf vir ons, I watched till thrones were put in place, and the Ancient of Days, that's the Lord God, was seated. His garment was white as snow, and the hair of his head was like pure wool. His throne was a fiery flame, its wheels a burning fire. Sien ons daai selfde taal wat daar gebruik word. And the hair of his head was like pure wool. Hier word aan ons gekommunikeer dat Jesus is hierdie einste Here van die Ou Testament. Hy is God die Seun wat gelyk is aan God die Vader. Jesus, the Ancient of Days. Dis wie hy is, die oue van daar. Maar die ander interessante ding is, julle kyk saam met my daar ook in vers 13. Dit is so interessant. Kyk wat sê hy daar. Hy sê, hy sien tussen die 7 kandelaars, het dit gelyk soos die seun van die mens. En dit kom ook reguit uit Daniël 7. Kyk saam met my weer wat sê Daniël 7 verse 13 tot 14. Daniël sê die volgende, I was watching in the night visions. And behold, one like the Son of Man, coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days, to Yahweh the Lord, and they brought him near before him. Then to him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations and languages should serve him. Sien ons daai interessante ding wat hier aangaan. Aan die een kant julle word Jesus geïdentifiseer met die oue van daar, die Here Yahweh, maar aan die ander kant word hy ook onderskei van hom as die seun van die mens, wat beteken hy is die ware Godmens, die een wat vir ons kom leef en sterf het. Dis hy met wie ons te doen het hierso. En is hierdie Jesus waaraan ons moet vashou, soos ons in hierdie see van verdrukking ronddryf in ons lewe. En dan aandiens moet ons ook onthou dat ons in ons aardse verdrukking, Jesus is die glorieryke koning. Dit word geïmpliseer in hierdie teks. Hy is die glorieryke koning van hemel en aarde. En hy is die regter. Hy is Yahweh, die God van die verbond. So kyk dan saam met my verder, ons is weer terug in daai verse 12 tot 16, wat sy koningskap uitwys. So ons gaan kyk die betekenis van al hierdie elemente. Regtig baie interessant. So die teks sê vir ons dat sy hare wit was soos sneeu, soos wit wol. Dit dui aan sy wysheid, sy ewigheid, sy godheid, soos ons nou net gesien het. Jesus sien alles en hy leer ons alles van die diepe wysheid van God. Ons sien daar sy oë is soos 'n vuurvlam. Jesus sien die binneste van elke mens se hart vanaand hierso. En hy oordeel met geregtigheid. Soos 'n dokter 'n ekstraal bestudeer, sien hy alles wat in ons hart aangaan. Hy oordeel ten volle en sy oordeel is reg. Sy voete, sê vers 15, is soos blink koper wat gloei soos in 'n oond. Hier word vir ons gesê dat sy koninkryk is ewig, standvastig. Dit is gebou op geregtigheid. Julle, dis interessant want in Daniël 2 is daar hierdie beeld van 'n standbeeld wat al die koninkryke van die wêreld verteenwoordig. En die interessante ding is, daai standbeeld in Daniël 2, sal julle sien, sy voete is gemaak van klei en yster. Dis wankelbaar, dis onstandvastig. Maar Jesus se voete is blinkkoper. Dis standvastig. En dan Jesus se stem is soos die stem van baie waters. Hy debatteer nie. Hy vra nie my en jou raad nie. En hy spreek met absolute gesag. Gaan probeer langs die Niagara Falls staan en skroef vir daai valle.
Hy het nie 'n saak met wat jy sê nie. Niemand gaan nie eers hoor nie. Dis dieselfde beeldspraak hierso. Jesus regeer absoluut. Hy debatteer nie. En die tweesnydende swaard, die ander aspek wat uit sy mond uitkom. Dis nogals 'n interessante beeld daai, maar dit dui aan die krag van sy woord wat deurdring tot in ons harte. Selfs hier vanaand, Here, soos ons sy woord hoor, is hy aan die werk deur sy gees in elkeen van ons harte. Hy onderskei, hy penetreer. Hoe gaan ons hierop reageer vanaand? En dan sy stralende gesig is so helder soos die son. Dit dui sy absolute heiligheid. Vat dit saam en dan het ons hierdie prentjie van Koning Jesus wat regeer. Alle monde gaan stop voor hom. En dan ook, Jesus is nie net die koning van die hemel en die aarde nie, hy is dan ook ons hoëpriester. Ons hoëpriester wat vir ons intree, want hy het mens geword vir ons. Sien daar weer in verse 12 en 13 dat Jesus staan tussen hierdie 7 kandelare. En hy het aan hierdie lang kleed met 'n goue gordel om sy bors. Dit is taal van die Ou Testamentiese priester. Jesus hier is ons hoëpriester wat vir ons intree tussen die Vader. Terwyl ons geen reg het, vriende, om in God se teenwoordigheid te kom nie, hier is Jesus, wat in liefde, hierdie koning wat ons hoëpriester is, ons die weg gebaan na die Vader toe. En dat hy tussen die 7 kandelare staan. Daai 7 kandelare is ook 'n beeldspraak van die tempel. Dit was een van die meubelstukke in die tempel en dit verteenwoordig al die kerke van daai tyd en nou. Hier moet ons stil raak en besef, Jesus is die een wat die kerk aan die lewe hou. Hy staan in die midde van hierdie 7 kandelare wat brand. Julle, dis nie my en jou plannetjies nie. Dis nie my en jou idees of visies vir 'n kerk nie, vir die kerk in stand hou nie, dit is Jesus wat dit doen. Dis hy wat naby beweeg na ons toe. Hy is die een wat kom na die kandelare toe, hy is die een wat kom na die kerk toe. Soos die Ou Testamentiese priester die vlam aan die brand gehou het, so hou Jesus die kerk aan die brand deur die Gees se krag. Dis alrede hoekom ons hier vanaand is, julle besef ons dit. Die feit dat ek en jy hierso vanaand is, en dat die kerk nie 2000 jaar terug tot niet gekom het nie. Dis omdat Jesus in die midde van die kandelare staan, en ons aan die brand hou. Julle, en dis die punt. Dis die punt, ons hoef nooit te vrees dat verdrukkings die kerk sal uitblus nie. Want koning Jesus, ons hoëpriester, hou dit aan die brand. Jesus het 'n persoonlike saak met al sy gemeentes. Hy is nie 'n koning of priester wat ver weg staan. O, daar brand. Ek sien hierdie liggie is besig om so 'n bietjie donker te raak, hè? Okay. Hy is hier in die midde. He is in the midst of the 7 golden candlesticks. Hy sal altyd seker maak die vlam van aanbidding brand tot in ewigheid, tot wanneer hy terugkom. Anders as Eskom bly die ligte aan. Julle, Jesus is baie lief vir sy kerk. Hy is baie lief vir my en jou. Hy het gekom vir my en jou. Hy is die seun van die mens. Hy hou my en jou lig aan die brand. Besef dit vanaand. Besef dit vanaand, asseblief. Hy is die een wat die Gees gestuur het in ons harte. Hy is die een wat ons aan die gang hou. Vriende, hoe beskou ek en jy Christus vanaand? Vra jouself die vraag. Hoe beskou ek en jy hierdie lewende Christus vanaand? Hoe sien jy jou omstandighede, jou verdrukkings in die lig van hierdie glorieryke Jesus? Hoe ag jy die bespottings wat jy ervaar? Hoe voel jy is die valse leer in 'n kerk, in die kerke daar buite? Dink jy dit gaan die oorhand kry in die lig van hierdie Jesus? Wonder jy waar is hierdie medegelowiges daar buite julle in die lig van al hierdie dinge in ons lewens? Gaan dit in Engels vra. Does it not pale in significance to the majesty of Christ? Ons probleme. Aan die hand van Jesus, in ons tribulations, ons verdrukkings, dit is soos 'n molloop vir Mount Everest. En dis die gedagte hierso agter ons. Wat hoef ons te vrees as hierdie Jesus wat ons nou beskryf het? Dis hy wat ons dien. Dis hy wat ons aanbid.
Die ironie is, sy heerskappy is absoluut. Die bose het net free reign vir 'n tyd. Daniël 7 sê vir ons, sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nooit sal vergaan nie. En sy koninkryk is een wat nooit vernietig sal word nie. So kom ons besef opnuut, hy is die magtige koning en regter. Niks ontsnap sy oordeel en sig nie. Hy regeer glad nie deur 'n stemreg nie. Niemand stem hom in om te regeer nie, maar deur goddelike reg. En kom ons hou vas in die waarheid dat hy ons hoëpriester is. Hy is die een wat ons geestesliggies aanhou in hierdie donker wêreld van die Satan, en sy liefde hou ons in stand. Sy liefde hou ons in stand. Hy ken ons op die naam. Dis wat God vir sy woord vir ons roep om te onthou. Kom ons hê 'n gesonde vrees vir Jesus, eerder as vrees vir die wêreld. Want Jesus het oorwin deur die kruis. En hy het regeer tot in die ewigheid, en dit is wat Johannes in die 7 kerke moet onthou, en dis wat ons vanaand ook moet onthou. Dis dieselfde boodskap. So julle, ons kom nou naby aan die einde. Met alles wat ons gesien het, die glorie van God die Seun, hoe bemoedig met Jesus dan nou sy mense verder? So 'n visie van Jesus, sê Johannes vir ons, het hom vreesbevange gemaak. Kyk daarso in vers 17, hy sê, toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Ek dink nie ons besef altyd hoe heilig is Jesus nie. Ons het nou in die call to worship dit gesien, maar elke mond word gestop in sy teenwoordigheid. Jesaja 6 het ons nou gesien in die begin. Hier kry hy 'n visie van die Here op sy troon. Wat is sy reaksie wat hy het toe hy die Here sien? Hy is nie soos, wow, that's amazing nie. Hy skreeu uit daar, woe is me, for I am undone. Jesaja voel hy ontrafel. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Jesus, julle is nie 'n sissified Jesus nie, hy is nie 'n needy vriend nie. Hy is nie een wat kom bak aan ten soebat vir ons nie. Dis wat die wêreld dink is Jesus, 'n swak maatjie. Jesus is my homeboy tipe vibes. Maar hy is magtig, hy is God in die vlees. Maar hier is die genade julle. En ons Here, hy kom bemoedig ons. Hy kom en vertroos ons. Hy kom toon sy liefde in ons, al is hy hierdie Alfa en Omega. En ons is nou in verse 17 tot 20 waar ons gaan eindig. Dis die laaste punt. Kyk daar saam met my, Johannes skryf die volgende. Hy sê, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Julle, is dit nie die pragtigste woorde nie? Is dit nie ons vertroosting en ons hoop vanaand nie, julle, dat as ons kyk na die boek Openbaring, dis eintlik die hele doel van hierdie boek. Dis hy wat vir my en jou kom vanaand sê, Christen, moenie vrees nie. My almag, my heiligheid, hoef jy nie te vrees nie. Jy's myne, ek is lief vir jou. Ek het dood gegaan vir jou. Jy's myne. Ek hou die lig aan die brand in hierdie wêreld. Liewe kind, liewe aandienser, sê hy vir ons vanaand, jy hoef daarom nie die wêreld te vrees nie. Moenie vrees wanneer jy deur verdrukkings gaan vir my nie. Hoekom nie? Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. En hier is die groot Here, ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. I have the keys of death and Hades. As Jesus alle mag het oor die lewe, julle, as hy die begin is en die einde, en as hy die sleutels het van die doderyk, wat se onheil aan die einde van die dag hoef ons te vrees? Kan ons nie volhard wanneer ons gespot word dan nie? As ons deur mense getaart word nie, by die werk, in ons familie, as ons enkel is vir Jesus, as ons sien hoe valse leer in die kerk toeneem nie, Here, kan ons nie volhard te midde van dit nie, met ons oog gefestig op Jesus nie, kan ons nie endure in hierdie verdrukkings nie,
Want Jesus het die mag oor die lewe en dood. Julle besef, dis nie die regering nie, dis nie besighede nie, dis nie jou familie nie, dis nie jou vriende of kollegas nie, dis nie hierdie kampstige ideologie wat wil ons almal kom red nie. Daai dinge bepaal nie ons lot nie. Dis koning Jesus. I have the keys of death and Hades. I have the keys. Vriende en vriendinne, gaan ek en jou hom vanaand vertrou. Glo jy hom dat hy nie net my en jou koning is nie, maar hy is die ewige God wat oor alles regeer, oor die kerk sowel as in die wêreld. Kan ek en jy saam met Dawid sê, soos hy in Psalm 23 sê, al gaan ek ook in die dal van die doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Dis die vertroue wat ons kan hê. Julle, ek sluit af. In die begin het ek gevra wat Daniël se hoop en vertroue was in die leeukuil. Toe Daniël uit die leeukuil getrek is en hy's lewendig uit. Die teks sê vir ons daar in Daniël hoofstuk 6 vers 23, Daniel was taken up out of the den and no kind of harm was found on him because he trusted in his God. He trusted in his God. Julle, al is ons soos 'n gelowige in hierdie wêreldse omgang soos in 'n leeukuil, omring deur duiwelse gevaar daar buite, verdrukking van alle kante, kan ons nie wees soos Daniël nie, met ons vertroue in Jesus gevestig nie, hierdie magtige God, mens, koning, regter en ons hoëpriester nie. Wat het ons meer nodig? Wie het ons meer nodig? Hy is die een wat mag het oor hierdie monde van die spreekwoordelike leeu's daar buite. Hy is die een wat mag het oor ons verdrukkings. Want hy is die begin en die einde, die alfa en die omega. Julle, as dit ooit moet kom dat ek en jy ons lewens ooit moet dan neerlê vir Jesus, smeek ek vir julle, onthou asseblief hierdie woorde wat Jesus sê. Hy sê, fear not, I am the first and the last, and the living one. I died and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades. Wat is verwerping in die lig van in die wêreld as God jou sy kind noem? So kom ons neem hierdie woorde vanaand ernstig op. Kom ons hou vas aan hierdie belydenis van Jesus wat hy van homself openbaar. Hy wat die goddelike koning is van hemel en aarde. En dan ook laastens julle, kom ons bekeer dan van ons angs en ons misnoë en ons wanhoop. Ek erken, ek sukkel baie keer met angs, selfs voor ek hier opgekom het om te preek. En dis 'n ironie, ons hoef nie te vrees nie. Jesus is met ons. Hy het ons kom red. Kom ons vra vergifnis vir dit. Wat sal ons vrees? Die Here het ons hande in sy lewe. Hy sê in Johannes 10, niemand kan my uit my hand uitruk nie. Dis die belofte wat hy maak. Kom ons buig dan neer in aanbidding, julle. Hierdie Here Jesus is waardig om aanbid te word. Hy is so lief vir sy kerk. Hy is so lief vir elkeen van ons hier vanaand. Hy is persoonlik betrokke in jou lewe. Hy het sy gees uitgestort in jou lewe sodat jy hom kan uitroep, na hom toe kan uitroep. En hy is die een wat ons lig aan die brand hou. Vanaand vra Jesus vir ons, vir my en jou, is ek genoeg? Is ek genoeg? Gaan jy my vertrou? Ek sluit af met die woorde van Johannes 16:33. Volg saam met my, het sê daar, Jesus sê vir ons, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Kom ons onthou dit, amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil U naam net loof en prys en vir U dankie sê, Here, dat daar nie iets hoef bygevoeg te word aan U heerskappy nie, aan U persoon nie. Here, maar dat U genoegsaam is en Here, dat U ons red en in stand hou. Here, en dat ons liggies nooit uitbrand nie, Here. U het mag oor die dood en die lewe. U is die koning en ons regter.
Here, ons vra daarom vanaand, bemoedig ons deur die Gees. Mag ons volhard in die woord. Here, ons vra ook vir die wat hier is vanaand, wat miskien nie glo in die naam nie. Here, dat hulle harte versag sal word. Here, dat hulle sal bekeer ook van om baas te speel oor hulle eie lewens, Here. Daar's net een plek op ons troon in ons harte, Here. Dis of self of is U. Here, ons bid daarom dat U geregtige plek sal inneem. Ons dank U, Here, dat U met ons is. Here, ons dank U vir die liefde wat ons nie verdien nie. En ons dank U, Here, vir die bloed wat ons skoon gewas het. Dat ons hier vanaand kan wees as U kinders. Ons dank U, Here. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.